En dis Shabbat Shalom van my af. En Shabbat Shalom van my af. Ja, met ons vandag begin, ons vandag doen ons Matot Masai, dis 'n dubbele porsie, ons gaan nou daaroor praat. Kom ons kyk net eers na die Psalm wat saam met dit gaan. En dit is nogal besonder, so luister baie mooi na die woorde hiervan. En dit is uit Tehillim 50. Niemand het verlede week agtergekom dat ek het die parasha's omgeruil nie. Maar ek voel net dat daar was 'n rede daarmee gewees. Hierdie is regtig vir my, het tot my hart gespreek. So kom ons luister daarna. Jahweh homself is regter. 'n Psalm van Asaf. Die Elohim van die gode, Jahweh, spreek en roep tot die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomendheid van skoonheid, verskyn Elohim in ligglans. Ons Elohim kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want Elohim staan gereed om te oordeel. Selah. Hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek dit jou kan inskerp. Ek is Jahweh, jou Elohim. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan Jahweh en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê Jahweh, wat vertel jy my nog insettinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werk? As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom en jy in jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen en sal ek swyg? Jy dink ek is net soos jy? Ek gaan jou straf en jou dit ordelik vooroorstel. Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die huil van Elohim laat geniet. Matot Masai, stamme is Matot en reis, Masai beteken om te reis. So dit gaan met die stamme en die reise van Israel. Die leesgedeelte is die volgende. Uit Bemidbar is dit Bemidbar 30 vers 2 tot hoofstuk 36 vers 13. En dan uit die Haftara is Jeremia 2 vers 4 tot 28, 3 vers 4 en hoofstuk 4 vers 1 en 2. En dan uit die Brit Hadesha is Markus 11 vers 12 tot 25 en Jakob 4 vers 1
tot 12. Maar tot maar sy, dit open vir ons met 'n bindende krag oor geloftes, die nedarim. Dit gaan alles oor die erns waarmee woorde voor jou uitgespreek word. Hoor mooi wat ek sê, dit gaan oor die erns van woorde wat voor jou uitgespreek word. En dan sien, as ons begin met hom, dan van daar af volg jy heeltemal Israel se reise deur die wildernis, deur die woestyn, die stede van toevlug, en dan kom daar nog 'n gedeelte oor die erfreg in, want dan praat hy oor die dogters van Selofet. Daar's, jy weet, al hierdie gedeeltes gaan nou woorde wees wat voor Elohim gespreek gaan word. Ons gaan ook gedeeltes doen uit die Brit Hadashah, dis die Nuwe Testament. Jy weet, ek hou nie van daai term nie, so dit praat oor die nuwer verbond of die hernieuwde verbond. Dan sien selfs daar gaan die Torah se onderrig versterk word op 3 maniere. Dit gaan oor die eed gaan, dit gaan oor hoe jy praat, nee, dat jy getroue spraak moet uitoefen, en dan praat hy ook oor die toevlugstede of die cities of refuge, en dan laastens daai erfenis. So al hierdie goed gaan jy kry in hierdie 2 leesgedeeltes van die parasha. Nou, hierdie week, dan begin ons met die Rosh Kodesh van die maand van Af, en jy sal sien ook, dis hoekom ons het hierdie Haftorah gedeelte gelees, en het gaan oor die klaaglied, oor Israel en hulle afdwaling, en dis meer, maar aan die einde van die dag gaan dit alles oor woorde, dit gaan alles oor geloftes, en dit gaan alles oor die pad terug, met ander woorde, Teshuvah. So weer eens, dit gaan oor die verbond wat met die mensdom herstel moet word. Ja, oor wie ons werklik voor Jehovah is, né? Heeltemal so. Ek wil eintlik vandag heel wat tyd net spandeer oor 'n spesifieke onderwerp, en ek gaan dit vir jou kort gee, en ek gaan dalk, jy weet, ek het mos maar altyd meer inligting wat ek vir jou wil gee, as wat seker nodig is, maar ek wil seker beginsels, wil ek vandag net gevestig kry. Want dit het daaroor gegaan, dat toe ek begin het om te kyk na waaroor praat ons vandag. Weet jy lees maar so in 'n sin, né? En dan, ek kan nou vir jou vertel, ek het hierdie ding hoeveel keer gesê, wanneer 'n man sê dat hy gaan 'n ding doen, dan moet hy 'n ding doen. Jy weet, jy daai gedeelte het ons soveel keer al oorgedra, maar wanneer jy teruggaan en jy begin net by die begin, en dan sien jy, nee, maar hier is nou ietsie meer wat ek en jy van moet kennis neem, en ek wil probeer om dit vir jou uitgelig te kry. So jy gaan sien, in die begin het Jehovah die mens geskep as Ish, en die vrou as Isha, en dan hierdie twee vul mekaar aan, en hulle twee saam dra sy beeld, en ek dink die rede hoekom dit my so opgeval het, is omdat Vader in die laaste ruk so op ons hart gedra het, dat alles moet herstel word, terug na soos wat dit was in die tuin van Eden, in sy beeld en in sy gelykenis. En kan jy glo, hier kom hy in hierdie parasha, hoofstuk 30, en dit begin by spraak. Jy sien, die woorde, Is Vader nie hierdie laaste paar weke so besig met ons met spraak nie? oor dit wat uit jou mond uitkom, nee, en ek wil 'n bietjie klem lê, en ek gaan dalk meer klem lê, maar dit is belangrik dat ek en jy dit moet verstaan, wie ons is, want ons word anderster beoordeel, kan ek jou nou sê, as iemand wat nie 'n verbond met die skepper van die hemel en die aarde het nie. So ek sê weer, hierdie begin by spraak. Die woorde wat ek en jy dra, wat ons praat, dit dra gewig. Daarmee word gesag uitgeoefen, daarmee word orde in die huis gevestig, en die Torah wys ons dan ook hoe hierdie orde moet lyk. Nie as 'n las nie, maar as die pad waarop 'n huisgesin, hoor jy nou mooi, waarop 'n huisgesin heel en heilig kan leef. En dan wanneer hierdie spraak, hierdie gesag en hierdie beeld weer hulle regte plek inneem, dan word die verbond tussen die mens en Jehovah herstel, en leef ons weer soos van die begin af, soos wat ons bedoel was om voor hom te moet leef. Maar dis nie net die huisgesin nie, dit gaan oor in die gemeenskap ook. Ek gaan dit nou vir jou uitlig, ek gaan hom afbreek, want jy is 100% reg daar, maar hy begin eers by my die individu, dan by my huisgesin, my verhouding met my vrou, my verhouding met my kinders, Ja. Want as dit nie kan regloop nie, hoe wil ons dink, gaan die familie regloop, hoe gaan die gemeenskap regloop, hoe gaan die volk regloop? So, jy gaan nou sien, dat wat doen hy hierso? Ek kan amper nie wag om vir jou hierdie prentjie te wys nie. Ons begin met die boek van Bemidbar.
dis ook bekend as Nimri, maar ons maak klaar met hom vandag. En jy gaan sien, dis die twee parashas is baie belangrik, dat hierdie twee parashas, die rede hoekom ons hulle saam lees, dit gebeur normaalweg in 'n jaar, jy weet wanneer die Hebreëse jaar minder dae het as die westerse jaar wat ons dan nou eintlik dan nou gaan volg. Maar partykeer gebeur dit ook wanneer 'n feesdag op 'n Shabbat gaan val, dan skuif die lering en dan moet jy maar die aanpassing maak. En weet jy, hierdie is 'n ding wat hulle al van ouds af doen, meer as 2000 jaar terug. So hier aan die einde van Bemidbar bestudeer ons nou hoofstuk 30 tot aan die einde. Dis 6 hoofstukke hoor. En as jy die twee so gaan saam gaan bestudeer, dan wil ek hê jy moet oplet na die volgende ding. Daar's wetgewing wat gegee gaan word voordat dinge gebeur. En dan belangrik, daar's wetgewing wat gegee word nadat dinge gebeur het. Ek sê hierdie vooraf, want dit impliseer daar gaan goed wees wat beoordeel gaan moet word, en sommige oordeele gaan wees op grond van 'n wet wat reeds bestaan, maar ons moet ook in ag neem, dat die lewe nie net alles op 'n rasionele vlak voorspel kan word nie. En dit is hier waar Jahua dan kom, hy maak dit duidelik in hierdie parasha. Hy kom sê vir ons, dat hy kon alles van ons vooraf gesê het, hy kon elke detail gegee het, maar hy wil eers sê, jy moet hierdie ding leef, dan bring hy daai wet in plek. Hy kon elke ding gereguleer het, maar jy gaan nou sien hoe speel hierdie goed uit. Nou, dit wat reeds geskryf staan, dit gee ons die grondslag. En ons weet, ons is nou aan die einde van die 4de boek van die Torah. Ons is besig om nou aan te beweeg na Devarim toe, wat die 5de en die laaste boek van die Torah is, nee, vir hierdie jaar se leesgedeeltes wat ons gaan hê. So, wat reeds geskryf staan, is die grondslag waar volgens alles geoordeel gaan word. En ons moet weet dat ja, jy het dit wat geskryf is, maar jy word ook deur die teenwoordigheid, sy aanwesige teenwoordigheid gelei. So, ek wil net hê dat voordat ons verder gaan, ek wil vir julle sê, ek het vir die eerste keer hierdie ding so raak gesien. Ek is eintlik redelik excited om dit vir julle te kan sê. Want as jy hoofstuk 30 gaan lees, van vers 1 tot 17, party Bybels het hom net tot by vers 16, dan sien jy kry hierdie reël wat vir jou vertel word oor die geloftes, want dit hou baie sterk en baie streng verband met dit wat in die volgende hoofstuk gaan gebeur. So ek wil hê jy moet by my bly, jy weet dat ons net hierdie ding kan ontleed. So ek wil hê jy moet sien hoe die wetgewing oor geloftes juis op hierdie spesifieke punt geplaas word, en dit kom van Vader af. Dit raak eers die woord van die man, dan raak dit die geloftes wat die vrouens gemaak het, en daarna raak almal van hulle in 'n oorlogssituasie betrokke. En nou waarom sal dit nou 'n krisis wees? Die krisis gaan ontstaan. Daar's 'n verbintenis tussen die man en sy vrou, en hulle kom teenoor mekaar te staan. En jy gaan botsings van belange kry, en jy gaan verskillende visies en prioriteite en grense kry. So eintlik gaan hoofstuk 30 nou vir ons handel oor die grense wat die mens vir homself gaan stel met sy eie mond, en die verbintenisse wat hy met sy eie woord aangaan, en dit alles kom binne 'n wetgewende raamwerk, nog voor die situasie regtig gaan opduik. En jy sien, dit is belangrik, want hulle het oorlog toe gegaan, en hulle moes gaan wraak neem. En waar hulle gaan wraak neem het, was op die Midianiete, wat nou net onlangs wat 'n probleme gegee het, né? So hulle het by hierdie Midianiete het hulle vrouens gehad wat hulle as gevangenes geneem het, en dan neem hulle as vrouens ook. Kan jy sien hoe word daar voorsiening gemaak vir hierdie probleme wat kan ontstaan? So in hierdie hele ontleding van die verhoudinge tussen 'n man en 'n vrou in die huis van haar vader en die res, dan gaan jy sien hoe word hierdie situasie hanteer. Maar kom ons lees net die begin van hoofstuk 30, en dan sien ons waar begin die nodigheid ontstaan vir verduideliking. En Moshe het met die stamhoofde van die kinders van Israel gepraat en gesê, dit is die saak wat Jahua beveel het. As iemand aan Jahua gelofte doen, of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie. Hy moet doen
ooreenkomstig alles wat uit sy mond uitgaan. Nou, kyk nou hoe belangrik is hierdie. Dis die woord ish kidor nedar le Yahweh. When an ish makes a vow to Yahweh, maar jy gaan sien daar in vers 2 het ons dit nou vir jou gehighlight. Hy sê as iemand. Weet jy, as ek so lees, dan lees ek nie as 'n man nie, of as die volk nie. Iemand. So hy's nie vir my baie duidelik nie. So toe gaan kyk ek nou na wat sê die TLV Bybel en wat sê die King James Plus. En hy sê baie duidelik daar, whenever a man makes a vow. En dan sê die ander ene, ja, hy sê, wys so duidelik in die Strongs H376, when a man, daai man, daar is 'n ish. Dit is die woord ish. Goed. So, hou dit nou in jou agterkop. Ek gaan nou by daai ish uitkom. Maar jy sal sien dat bemidbaar begin met hierdie sterk frase wat sê, dit is die saak wat Yahweh beveel het. Dit is belangrik. Moshe kom nie hier met 'n voorstel nie. Hy kom ook nie met sy eie persoonlike opinie nie. Ek meen die man is al amper 120. Hy gaan nie nou kom om 'n motiveringspraatjie te hou nie. Jy weet, hy sal op hierdie punt, hy wil oordra aan Joshua. Maar hy sê vir hulle, hierdie saak kom van Yahweh af. So wie adresseer Moshe heel eerste? Hy praat met die hoofde van die stamme. Daar sien jy dit, jy weet die prentjie sê dit vir jou. Dit is baie belangrik. Hy praat met die hoofde van die stamme. Die teks plaas hulle onmiddellik binne 'n raamwerk van gesag, 'n raamwerk van orde en verantwoordelikheid. En elke stam het 'n hoof en elke hoof dra verantwoordelikheid. Vandaar, jy weet, die woord vir staf of stamme is eintlik letterlik, jy staan daar by al die draers van die stokke. En hulle almal word opgeroep. En dit, jy onthou die hele verhaal wat ons gehad het met die rebellie van Korag en die staf van Aaron wat toe nou so gebloei het. So, hy praat nou met die wat gesag het. Met ander woorde, die Torah sê vir ons moenie hierdie gedeelte net lees asof dit net oor ons private beloftes gaan nie. Baie, baie belangrik. Dis wat ons doen. Want daai ish, onthou nou net, gaan vir jou moes nou weer wys. Wie is die ish? Is dit net ek in my persoonlike hoedanigheid, of is ek deel van die ish, Israel, my eersgeborene? Kom ons kyk. Dit gaan hier ook oor die orde in die volk. Dit gaan oor hoe die gesag in die volk werk en individueel. Dit gaan ook oor die woorde wat die hele gemeenskap raak. So bemidbaar 30 vers 1 sê, en Moshe het met die stamhoofde van die kinders van Israel gepraat, en Moshe het gespreek tot die hoofde, die stokdraers. So hy praat altyd met die kinders van Israel. Het jy mooi gehoor wat gebeur hier? Praat hy met die kinders van Amerika? Nee, hy praat met die kinders van Israel. Praat hy met die kinders van Europa? Nee, met die kinders van Israel. So hier praat hy in verband met hulle. En hy sê vir hulle, dit is die saak wat Yahweh beveel het. So wanneer die Torah sê, as 'n man, jy gaan sien, hierdie gaan ons nou oor die verbondsgesag, voordat daar verbondsspraak gaan kom. Wanneer hierdie Torah vir ons sê, as 'n man aan Yahweh 'n gelofte doen, dan gebruik die Hebreëus die woord ish. En dis belangrik. Nou vir jou verduidelik. Die teks praat nie sommer van enige mens hier in 'n los algemene sin nie. Hy praat van 'n ish, 'n man binne die verbond. Die woord wat my getref het en wat my op hierdie roete gesit het, is 'n godvreesende mens. Iemand wat onder Jahweh se gesag leef en sy voorskrifte baie ernstig opneem. Dis met wie gepraat word hier. Nie met enigiemand nie. Met iemand wat onder Jahweh staan. So hierdie woord, hierdie gebod word nie gerig aan iemand wat buite die verbond leef nie. Iemand wat nie vrees het vir Jahweh nie. Iemand wat hom nie aan die Torah onderwerp nie. Dit gaan oor die man wat reeds voor Jahweh staan as iemand wat hom dien. Dis waaroor dit gaan. So die woord ish kan natuurlik baie breër in Hebreëus gebruik word. Dit kan beteken 'n man, 'n persoon, 'n individu. Maar jy kan ook sien in hierdie konteks praat ons nie van iemand buite die verbond nie. Ons praat van Israel. Ons praat van 'n man wat onder die Torah staan. Ons praat van iemand wat aan Jahweh behoort. Sy woorde dra gewig.
So, nou wanneer ons sê dat so Ish 'n gelofte aan Jahwe aflê, 'n eedsweer waardeur hy homself verbind om hom van iets te weerhou, dan gaan dit nie oor 'n oppervlakkige belofte of 'n emosionele uitspraak nie. Hy plaas 'n beperking op sy eie lewe. Hy verbind homself voor Jahwe om iets in sy bestaan te beperk, om hom te weerhou of om af te sny. Ek meen, hy is deel van 'n volk wat deur Jahwe verlos is. En daarom dra dit wat uit sy mond uitkom groot gewig. Dis die eerste les van hierdie parasha. 'n Verloste persoon mag nie praat asof sy woorde goedkoop of inhoudloos is nie. So praat Moshe met hierdie gemeenskaplike Ish van die volk en ook met elke individuele Ish. Ek hoop ek het dit nou redelik duidelik gemaak nie, want hierdie is nog steeds, dis die saak wat Jahwe beveel. Hierdie herstelde Ish mag nie sy woorde verdeel nie. 'n Verdeelde woord openbaar 'n verdeelde hart. Harde woord, nee. 'n Verdeelde woord openbaar 'n verdeelde hart. So let net ook op, die Ish wat deur Jahwe herstel is, die man, dis nou het sy die individu of die volk, wat deur Jahwe herstel is, mag nie praat soos mense wat nog steeds in chaos leef nie. Nou, dis belangrik, want ek en jy moet nou gaan kyk ook na die woord van nefesh. Ons moet onderskei tussen nefesh en neshama. Baie vertalings sê die man bind sy siel, maar die nefesh hier beteken nie die losstaande onsigbare siel nie. Dit praat letterlik van die Ish, die man, die hele essensie van sy lewe, sy bestaan, sy geleefde self voor Jahwe. Wanneer hy 'n gelofte maak, dan plaas hy homself gees, siel en liggaam geheel en al, sy hele lewe en sy gedrag onder 'n beperking. Hy sê in effek, voor Jahwe verbind ek myself om dit te doen of om my daarvan te weerhou. So daarom is daai woorde so ernstig. Hy mag dit nie ontheilig nie. Hy mag nie sy woord ontheilig nie. Ons sê baie maklik, hy mag nie sy woord breek nie, en dis nie eintlik verkeerd nie, maar die Hebreëse gedagte gaan baie dieper hier. Om jou woord te ontheilig is om dit goedkoop te maak. Jy sê iets voor Jahwe en dan sny jy later 'n stukkie af. Jy relativeer dit, ek het dit gesê, maar ek het dit nie heeltemal so bedoel nie. Of ek sal net 'n deel daar kom, of ek verander dit net effens, want die volle gewig van wat ek gesê het, dit pas my nie meer. Dan kan jy nou 'n skrifgie wys waar mense 'n bietjie pak slaag gekry het toe hulle daai ene gedoen het. Die punt is net, die Torah laat nie toe dat gehoorsaamheid gesegmenteerd word nie. As 'n Ish voor Jahwe praat, moet sy woord heel bly. Dit moenie diluted raak nie, dit moenie verdun raak deur verskonings of emosies of whatever vir jou gerieflik is of wat vir jou selfbeskerming is nie. En dis hoekom hierdie gebod so kragtig is. Dit gaan nie net oor moenie beloftes breek nie. Dit gaan oor die herstel van 'n mens wie se woorde betroubaar is. Is Israel se woorde betroubaar hier? So die Ish wat Jahwe herstel het, sy ja moet ja wees en sy nee moet nee wees. En wat hy voor Jahwe verbind het, moet hy met eerbied en integriteit moet hy nakom, dit wat hy gesê het hy gaan doen. Boi beshalom ateret bala gam besimcha ubetzaholam toch emunea. So wat jy hier hoor is boi kala, kom bruid. Met ander woorde, dit praat van daai kom ons sê huweliksverhouding tussen die Ish en die Isha. So dis baie belangrik. Ons kan nie Ish net sommer tot enige iemand afwater soos wat dit aanvanklik geklink het nie, né? So ek weet I'm belaboring the point, maar ons moet dit duidelik verstaan. Ek sê weer, regtens kan Ish beteken 'n man of manlik of 'n eggenoot, 'n persoon of 'n individu. Dit hang alles af van die konteks. Maar hier in Bemidbar 30 is die konteks baie beslis nie net die willekeurige mensdom nie. Dit is die verbondsvolk Israel wat aangespreek word en Moshe praat met die stamhoofde. Hulle staan daar. Hulle is nie bloot net 'n persoon nie. Daar is 'n verantwoordelike verbondsman, die Ish
wie se spraak heilig moet wees. En dit het beteken, toe dog ek, nou moet ek ons 'n klein bietjie verder vat, want ek weet waar kom hierdie woord ish vandaan. Goed, en dit beteken ek en jy, as ons wil weet van ish, dan gaan ons terug na Bereshit 2 toe, want daar gaan jy sien, hy praat oor ish, hy praat oor Adam en die herstel van die beeld. Nee? Ons weet wat daar gebeur het. Uit Adam uit is die vrou geneem. Adam sê hy is ish en sy is isha. Die verskil tussen die twee, in Adam, in die ish, is daar in die middel, nee? In die middel van daardie letter, kan jy sien daar's 'n jod, en 'n jod is mos nou 'n hand. Goed, as jy kom by isha, sê jy sien aan die linkerkant is daar 'n hy. As jy die jod en die hy by mekaar sit, het jy een van die name van Jahoua, ja, wat 'n aanvaarbare naam wat uitgespreek word. Dieselfde gedeelte, want hy sê, she shall be called Isha because she was taken from Ish, maar die oomblik wat jy die jod wegvat, of jy van die hy weg, want letterlik, as jy die gees wegvat, dan al wat jy hoor het is Ish. Al wat jy hoor het is 4 en 4. En as daar net 4 is en Jahoua nie in hierdie ding nie, kan ek jou verseker gaan die volke spat. Dit is die lank en die kort van daardie storie. So, jy kan sien in Bereshit 2 praat die teks herhaaldelik van Adam, die mens wat in tuin geplaas is, om dit te bewerk en te bewaak, aangaande die boom wat van beveel is. Dan kom Isha op die toneel, en jy kan sien, daar is 'n baie eksplisiete Ish en Isha paring, soos hulle dit sal noem. So, ek het jou nou gevat na wat hulle noem the law of first mention. Dit kom uit Bereshit 2 uit. En dit is wanneer jy dan nou gaan kyk na, maar wat was Ish daar? Dan kyk ons na die vloei hier in Bemidbar 30. Hy sê, Adam, na Ish en Isha, daar's 'n sondeval, daar's 'n skaamte, daar's 'n verlies, daar's 'n wegkruiping. Dan 2000 jaar later kom Vader Jesus by die plek waar hy via Abraham weet Israel kan herstel as 'n seun, waar hy vir hulle die Torah kan gee, en dan waardeur hy hulle verbondspraak kan reguleer, né? So ons het dit klaar, ek het nou vir die verduideliking gegee oor die naam Ja, is 'n bekende Joodse lering daai, hoor, moenie 'n fout maak nie. So, wanneer 'n man en 'n vrou dan nou goddelik is, ek meen dis 'n midrashiese uitleg wat jy hier kry, né? Ek sê weer, as jy die Jod en die hy en die vrou het, dan het jy waarskynlik 'n goddelike gesin beet. Maar ek kan nou sê, is een van daai verdwyn, is daar net vonke wat gaan spat. Okay, so hierdie is eintlik, soos ek sê, dis maar net verbondssimboliek wat jy gaan kry, maar dit verduidelik vir jou die ding. Dis nie biologie nie, dis verbondsorde, dis 'n skepingsorde, die man en die vrou staan saam voor Jahoua as beelddraers, as mense wat sy teenwoordigheid, sy woord, sy orde en sy gesag in die skepping moet weerspieël. Dis wat jy gaan kry. Maar soos ons sê, toe kom die sonde, en onmiddellik is daar gevolge, die skaamte tree in, vrees kom in, en dis presies wat met Israel gaan gebeur, as hulle voor Jahoua staan, en hulle breek die gelofte. Want wat uit hulle monde uitkom, uit Adam en Gawa se monde uitgekom het, is heel eers hulle probeer om hulle self te verdedig. En om te blame, die blame te verskuif na iemand anders te doen. Heeltemal so, maar jy kan sien, die oomblik wat jy dit doen, dan word daai verhouding gespanne, die beeld word beskadig oor hoe 'n mens leef. Adam praat nie meer soos 'n oop onskuldige seun voor Vader nie, hy begin homself beskerm, hy sê, ja, hierdie vrou wat hy my gegee het, en sy weer gaan op haar beurt sê, nee, maar die slang, kan jy sien hoe word die mond skielik 'n plek van verdediging. Jy het 'n gelofte afgelê, jy het hom verbreek, nou word jou mond 'n plek van verdediging. En nie meer spesifiek vir waarheid. En nie meer spesifiek vir waarheid nie. So, hier sien ons nou, en ek wou net eintlik vir jou gewys het, dis die Ish en die Isha, die verbond, dit word dan nou, dan moet 'n verbondsherstel dan nou kom. Ook hierdie ene, die oomblik toe daar 'n val is in daai verhouding, toe het dit 'n vernietigende, verwoestende fraktuur wat dit veroorsaak, né? Ek en jy, as
as 'n ish wat herstel is, ons mag nie soos 'n gevalle Adam praat nie. Weereens, ek het net vir jou genoem, dan moet jy vir Vader sê, so spreek Jahwe, my eersgebore seun is Israel, né? So ons is alweer terug by daai punt, maar kom ons kyk net. Hulle het Adam en Eva het geval, maar Jahwe los dit nie daar nie. Hy roep vir Abraham, hy bring Israel voort. Hy noem Israel sy eersgebore seun. Hy gee vir hulle die Torah, hy gee vir hulle die Mishkan. En dan plaas hy weer sy woord in die middel van die volk, en dan sien ons daai simbole, ek het dit verlede week ook oor gepraat, dink ek, in die verbondsark het jy die tablette wat as getuienis staan, is van die woord, jy het die manna wat praat oor die voorsiening, en die staf van Aaron oor die gesag. So, die manne moet weer leef uit Jahwe se, of die volk moet leef uit Jahwe se voorsiening. So, dan kom ons dan by Bemidbar 30, ek projekteer hom nou vorentoe, wanneer hierdie herstelde ish nou voor Jahwe praat, moet hy nie sy woord ontheilig nie, en dit is die hele punt wat hy hier probeer maak. Dit is kragtig. Dit gaan nie net oor 'n reël oor geloftes nie. Dit begin by die herstel van die mond van die verbondsmens. Dus kom hy sê, neem kennis, Israel is my eersgeborene. Ons moet vanuit daai beeld, moet ons weet, ons gaan so praat. Ons woord in ons mond moet herstel wees, asof ons herstelde Israel is. Goed. So, as ons nou gaan praat oor wanneer 'n ish 'n gelofte aflê, ek meen, hy doen dit voor jou. Hy moet toesien, miskien moet ek so vra, wat is die gelofte wat eintlik hier plaasvind? Wanneer die teks praat van 'n gelofte, moet ons dit nie verstaan asof daar 'n ruiltransaksie met Jahwe is nie. Jy weet, baie mense dink vandag aan 'n gelofte, byvoorbeeld as Jahwe, as u vir my dit doen, dan sal ek dat doen. Maar hier in Bemidbar 30 gaan dit oor iemand wat homself verbind deur 'n woord. Hy plaas daai beperking op sy eie lewe. Hy sê, ek verbind my om iets te doen, of om my van iets te weerhou. Soos ek sê, die woord wat ons gebruik het, daar is nefesh. Die nefesh hierso beteken nie 'n losstaande, onsigbare siel nie, mense, soos wat baie mense daaraan dink nie. Ek sê weer, dit verwys na die lewe, die bestaan, die konkrete, geleefde lewe van 'n mens. Dit is nie 'n mystieke storie nie. Wat hy kan doen met sy geloftes, hy kan sê, wel, ek gaan nie weer eet tot dat nie. Met ander woorde, dit kan te doen hê met kos. Hy kan homself van enigiets anders, ek gaan my van wyn weerhou. Nee, dis die gelofte van die Nasirië. Dit kan 'n tydelike beperking wees, dit kan iets prakties in sy daaglikse lewe wees. Die punt is hier, wat hy ook al gesê het, hy gaan doen of nie gaan doen nie, het hy voor Jahwe gesê. En as hy dit voor Jahwe gesê het, dan mag hy dit nie goedkoop maak nie, hy mag dit nie common maak nie, hy mag dit nie inhoudsloos maak nie. Dit mag hy nie doen nie. Hy mag nie sy woord ontheilig nie, hy mag nie sy woord breek nie. Okay? So, wanneer jy dit sê, dan is dit nie verkeerd nie, maar dit is definitief beter om daarna te kyk, as hy mag nie sy woord ontheilig nie. En as jy jou woord ontheilig, dan beteken dit nie dat jy net ophou doen wat jy gesê het nie. Dit beteken dat jy eintlik die woord opbreek en stukke breek en stukke afsny en die betekenis afskaal en dis meer. Jy weet, soos byvoorbeeld, ja, ek het dit gesê, maar ek het dit nie heeltemal so bedoel nie. Ja, ek het dit beloof, maar ek gaan nou nie daai gedeelte nakom. Ja, ek het dit aan jou gewy, maar dit is nou so 'n bietjie te veel. Ja, die omstandighede. Kan jy sien, wat sê die Torah vir jou hier? Pas op, as jy gesê het jy gaan 'n ding doen, dan moet jy dit doen. Wat jy voor Jahwe gesê het, is nie net 'n gewone praatjie nie. Die herstelde ish, dis nou ek en jy, mag nie 'n verdeelde woord hê nie. Sê weer, want dit openbaar 'n verdeelde hart. En daar is 'n baie sterk getuienis uit Handelinge 5 wat vir jou hierdie prentjie gaan skets. So, kom ek neem jou net vir 'n oomblik na die Brit Gadesha, die voorbeeld van wat gebeur wanneer 'n ish nie doen wat hy gesê het hy gaan doen nie. Nou, wat ek nou vir jou gaan verduidelik is, die getuienis kry ons in Handelinge Masai 5, en dis die verhaal van Ananias en Safira. Hulle het besluit om die opbrengs van hulle grond aan Jahwe toe te wy.
Maar toe die geld in hulle hand was, het hulle doelbewuste deel teruggehou. En die probleem was nie dat hulle te min gegee het nie, die probleem was dat hulle voorgegee dat hulle alles gee. En dis wat Kefa of Petrus dan vir Ananias sê, maar jy het nie vir mense gelieg nie, Ananias, jy het gelieg vir die Ruach HaKodesh. Met ander woorde, hulle het nie net 'n finansiële fout gemaak nie. Hulle het hulle eie woord voor Jahwe ontheilig. Hulle het verdeel, hulle het verminder, hulle het dit afgewaarder, dit wat hulle self toegewy het. Weer eens, die Torah leer vir jou, waar jy kraat vir ons het baie mooi gesê, wat aan Jahwe toegewy is, kan jy nie meer 'n gedeelte terughou nie. Dis die punt. Wat jy gegee het, behoort nou daar, jy kan dit nie meer terugvat nie. So, as jy iets aan Jahwe toewy, dan speel jy nie met mense se indrukke nie, want jy staan voor Jahwe. En dit wys vir ons dat die sogenaamde Nuwe Testament openbaar nie 'n ander God, wat nou skielik onverskillig is oor dit wat heilig is nie. Nee, dieselfde Elohim van Handelinge is dieselfde Elohim van die Torah. Hy is liefdevol, maar sy liefde maak hom nie ligsinnig oor leuns en bedrog en ontheiligde woorde nie. Ananias en Safira het geval omdat hulle die woord wat hulle gegee het ontheilig het. Dis 'n ernstige situasie. So, ons sê weer eens, wat Adam verloor het, en wat jy op jou prentjie daar kan sien, is vir my eintlik 'n baie mooi prentjie. Hy verduidelik dit al beter as wat ek dit kan doen. In die sin van, daar het jy die verbondsark, jy kan sien, daar is die 2 tablette, die pot met die manna en die gesag. So die ark getuig van die herstelde woord van voorsiening en van gesag. Goed, né? Die tafels, né? Jahwe se woord en onderrig, die manna, Jahwe se voorsiening en afhanklikheid, Aaron se staf is die gesag en gekose orde. So wat het gebeur toe hulle sondig? Adam se geordende gemeenskap word verloor. Maar hier, met die dat hulle uit Egipte uitgebring is, tot op hierdie punt gebring het Jahwe gekom en hy het Israel jy weet, hy het hulle geheel en al herstel rondom verbondsteenwoordigheid. En omdat hulle voor Jahwe staan, sê hy, as jy gesê het, jy gaan 'n ding doen, dan moet jy dit doen. Ek wil tog vir jou dit net sê. Die een ding wat jy moet verstaan wat daar gebeur is dit. Hy kom nie met 'n teologiese ding van, hier kom ek, en nou gaan ek in die naam van Yeshua, voor Jahwe, gaan ek nou die volgende sê nie. Nee, dit gaan met die doodgewone goed wat uit jou mond uitkom. Dit wat doodgewoon gesê word. Ek gaan dit nou vir jou wys aan die hand van Moshe homself. Nee, jy moet baie versigtig wees dat jou mond nie ontwykend raak nie. Ek wil weer sê, Jahwe het nie sy doel laat vaar nie. Hy het Israel uit Mitzraim verlos, hy het hulle sy eersgebore seun genoem, en dan sien ons met hierdie herwinning, het hy dan ook herwin wat Adam prysgegee word. Dis wat hierdie verbondsark dan nou vir ons die inligting van voorgee. So, weer eens, daai prentjie is net vir my so, ek wil sê, so insiggewend, want dit gaan oor die Ish se woord, dit wat hy sê. Kyk wat sê Yeshua van 'n eed. Ons gaan 'n bietjie meer nou oor na wat hy sê, watter gelofte hy aflê. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan Jahwe hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van Elohim is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning, ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie, maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is uit die bose. Moet hierdie glad nie lig ag nie, nee. Wat meer as dit is uit die bose uit. So wat het jy hier? Hy praat hier van die neder, hy praat hier van die gelofte. 'n Bindende belofte wat aan jou gemaak word, wat die spreker verplig om 'n positiewe daad of toewyding uit te voer. So die kern daarvan is daai onbreekbare band tussen die gesproke woord en die daad. As jy sien die ander woord daar, want jy het hom daar, lo jagel
Lo Yachel Devarim. Yachel is, jy moet dit nie alledaags maak nie, jy moet dit nie ontheilig nie, jy moet dit nie verbreek nie, jy moet dit nie ontheilig nie. Wees heilig, want ek is heilig. Onthou julle Vayikra 19, wees heilig, want ek is heilig. So, jy moenie daai woord leeg maak, deur dit nie te vervul nie. Dit is regtig die teenoorgestelde van ons spraak, jy weet, dit is as jy dit nie meer heilig beskou nie. Ek wil ook vir jou wys, daar's 'n algemene wanopvatting. Yeshua verbied alle ede en hy gooi omver, weet die ede omver in die Torah. Dis nou wat vir jou vertel word. Maar wat jy hier sien, is die korreksie wat die algemene protestante en die reformiste en die Anabaptiste, weet waar hulle gekom het en gesê, nee, Yeshua het die Torah se gelofte wetgewing afgeskaf. Hy het nie. Hy het eintlik, as jy hier lees wat op jou skerm staan, dan jy sien, hy het eintlik die maatstaf verhoog. Hy spreek hier die tweede tempelpraktyk aan, waar hulle probeer het om hulle ede te ontwyk. Daai plaasvervangers wat hulle so inbring, sodat dit net doodgewone spraak word. Maar hier kan jy sien, soos Yeshua dit vir jou verduidelik, gaan selfs gewone spraak net so bindend word soos 'n gelofte. Laat jou ja wees, laat jou nee wees. Kan jy sien wat hy doen? Jou gewone spraak. Hoekom? Want jy is mos nou iemand in wie die beeld en gelykenis van Jahweh herstel is. Yeshua is in jou gevorm, Galasiërs 4:19. So dit wat uit jou mond uitkom, is bindend. So wees versigtig wat jy sê. Jakob 5 vers 12, maar bo alles my broers, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja wees en julle nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Okay, so die beginsel hier is Motza Sevatayim, the utterance of the lips. That which goes forth from the lips, the Torah treats the spoken pledge as an irrevocable reality that one is obligated to perform. Gaan kyk maar na Devarim 23 vers 24. Jou volgende woord wat verband hou is Shemira, wat gaan praat van jy moet dit bewaak en bewerk. Jy moet wag hou oor jou woorde. So, dis 'n miskonsepsie om te dink dat Jakob het hiermee ook weggedoen met die met eedaflegging. Nee, hy sê vir jou baie duidelik, moenie sweer nie by die hemel nie by die aarde nie. Hy hanteer die eed ook ten volle. Hebreërs 6 vers 17. Daarom het Elohim, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat Elohim sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê, en ons sien dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Yeshua as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Goed, so hy praat daar van die woord irmaklet. Wat ek vir jou hier wil sê, is die volgende. Hier in die vroeë 2000s was ek deel van die Christian Men's Network, en een van die belangrike leringe wat Ed Caldwell gegee het is, your word is your bond. Wat jy verwag dat Vader Jahweh se woord aan jou moet wees, moet jou woord aan jou medemens wees. Nou ek wil vir jou dit sê, vanmôre so daar gesit en dink, dat ek is al 8 dekades op hierdie aarde. In die eerste gedeeltes van daai lewe van my, kan ek nou vir jou sê, jy het baie keer dat jy
jou woord wat jy aan iemand anders te gegee het jy met 'n handdruk, het jy bevestig, hy het geweet, as jy hand geskit het daarop, dan is dit so. Dis maar met verloop van tyd wat jy nou duisende bladsye kontrakte moet hê om by jou woord gehou te moet word. Maar die beginsel is dood eenvoudig. Jy het nie al hierdie kontrakte nodig nie. As dit wat jy sê, moet ek kan glo, dit is wat jy gaan doen. Al het jy nie gesê, ek sweer by die hemel en die aarde, of ek sweer by Jahoua, of ek sweer by wie ook al, dat ek dit gaan doen nie, is dood eenvoudig gesê, ek sal hierdie ding vir jou doen. Dan beteken dit, ek kan daarop staan, want wat ek verwag, wat Jahoua vir my gesê het, moet ek vir jou kan sê. Ek wil hê jy moet verstaan dat toe Jahoua die mens geskep het, het hy die asem van die lewe in sy neus ingeblaas, en die een, die sages, hulle het 'n ding wat hulle sê, die een wat blaas uit sy binneste uit. Daarom dra die mens se siel iets van Jahoua se eie wese. Dit was Jahoua wat in hom, wat in Adam ingeblaas het. Nee, dis hoe hy 'n lewende siel, 'n lewende wese gemaak is. Dis hoe hy 'n pratende gees geword het. So die krag van die spraak was net iets wat net Jahoua in ons kon inblaas. So dis hoekom jy moet weet, jy het die woord van Jahoua in jou, en dis wat uit jou moet uitkom. Ons woorde dra 'n goddelike gewig, want in 'n sekere sin word elke woord saam met Jahoua gespreek. Hoor mooi, wanneer jy dit sê, dan sê jy dit eintlik saam met hom. Dit kom uit jou binneste uit. Daarom moet ons elke woord weeg voordat ons dit uiter. Dis ook waarom 'n gelofte, 'n neder so ernstig is. Nou, ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee. Hoor hierdie voorbeeld. Jakob het na sy vlug van Esau, het hy gelofte by die berg Moria gemaak. Hy het mos nog gedroom van hierdie leer wat hy sien, en dis meer, toe maak hy die belofte daar en sê, as u my sal beskerm, as u my sal voed en my veilig terugbring, dan sal ek 'n 10de van alles aan u gee. Gaan lees maar dan Bereshit 28. Maar ja, toe hy terugkom, het hy versuim om sy gelofte betyds na te kom. Jy sal onthou dat hy daar gestoei met die engel, sy naam is verander na Israel, en van daar af, en ek meen Esau het dan weer die pad gevat, toe gaan vestig Jakob homself in Shechem. Hy het nie onmiddellik sy 10de gaan betaal nie. Hoor nou mooi. En dit het gelei tot hartseer, want dit het gelei tot die verkrachting van Dina in Shechem. En nog steeds gaan hy dan aan, hy vertrek daarvandaan af, hy gaan nie dadelik terug na Bethel toe nie, en daar staan hy sy eie vrou af. Rachel staan hy in die dood af. Daarna gaan hy na Bethel toe. So kan jy sien, Jahoua, en ek dink is Salomo wat dit ook skryf in Prediker, wat sê, jy moet haastig wees om jou geloftes aan Jahoua na te kom. Hy was nie haastig om dit te doen nie, net 'n duur prys daarvoor betaal. So, die Torah is die ding wat ons leer, dat ons mond herstel moet word, dit wat in ons mond is, en na daai verlossing moet ons hierdie heilige spraak aanleer. Ons moet nie verdeelde woorde hê nie, ons moet nie ligsinnige geloftes maak nie, ons moet nie godsdienstige vertonings hê nie, nee, ons moet nie Jahoua se, die woord wat ons voor Jahoua gespreek het, ontheilig nie. Kan jy sien die eerste orgaan wat Jahoua aanspreek hier in Bereshit, in Bemidbar 30, is die mond, is nie toevallig nie, is glad nie. 'n Mens kan die Shabbat hou, jy kan die Torah bestudeer, jy kan die Hebreëse terme praat, maar as jou mond roekeloos is, as jou mond verdeeld is, as jou mond manipulerend is, onbetroubaar is, dan is Jahoua se beeld nog nie in jou herstel nie. Dis die harde werklikheid. So, 'n ish sal nie Jahoua se woord ontheilig nie. Om die woord te ontheilig is om dit algemeen te maak, om dit common te maak, om dit inhoudloos te maak. Ek sal oor en oor vir jou sê, you profane the word. Moenie dit ontheilig nie. Dit is baie, baie belangrik in die skrif. Kom ons kyk hom nou so klein bietjie, want ek wil hê jy moet verstaan, die probleem is nie net die gebroke belofte nie, dit gaan ook oor die onheilige spraak wat jy het, en dan praat ons van jou as man
in jou persoonlike hoedanigheid en dan kom ons kyk hoe pas die gesin hierby in. Want die ish, die man, hier word eintlik gesê, hy moet die huishouding bewaak. Jy gaan sien die Torah beweeg nou hier van die man se gelofte na die huishoudelike orde toe. Dis die belangrike ding wat nou gaan kom. Die huishouding is ook onder hierdie ooreenkoms. So, kom ons kyk na die vrou se gelofte en die huisorde. Kom ons probeer dit op, ek wil dit in kort vir jou verduidelik, maar net op 'n mooi en gebalanseerde wyse. Die Torah praat hier oor 'n jong vrou in haar vader se huis. As sy gelofte doen en haar vader hoor dit en hy swyg, dan sê die skrif, dan staan haar gelofte. Maar as hy dit verydel of tot niet verklaar op die dag wat hy dit hoor, dan staan daai gelofte glad nie. Dieselfde, dan praat die Torah oor die getroude vrou. As haar man haar gelofte hoor en hy swyg, dan staan dit. Maar as hy op die dag wat hy dit hoor, dit verydel of tot niet maak, dan word dit opgehef en Jahwe sal haar vergewe. So wat leer dit ons? Die vrou se woorde word ernstig opgeneem. Die Torah sê nie haar woorde beteken niks nie. Om die waarheid te sê, as die vader of die man stil bly, dan staan daai gelofte. So tweedens, haar woorde staan nie los van huisorde nie. Hoekom? Want 'n gelofte raak die huishouding. Dit kan die huwelik raak. Dit kan kos, intimiteit, huishoudelike verantwoordelikhede, om te vas, liggaamlike beperkings, finansiële praktyke, selfs die gesinsorde raak. Met ander woorde, die Torah werk nie met vandag se moderne individualisme nie. Dit werk met verbondshuise. Mense kan nie net sê, ek maak my eie geestelike besluit en dit raak niemand anders nie. Dis net nie waar nie. Dis wat die Torah vir jou sê, dit is nie so nie. Baie van ons besluite raak die mense saam met wie ons leef. So daarom gee die Torah aan die vader of die man 'n beperkte, tydgebonde gesag om in te gryp. Hoor nou mooi, hy kan nie wil sit en top oor hierdie ding nie. Hy moet 'n besluit neem. Hy het dit gehoor en hy moet 'n besluit neem. Hy het nie onbeperkte mag hier nie. As hy dit hoor en hy bly stil, dan staan daai gelofte. As hy dit tot niet wil verklaar, moet hy dit doen op die dag wat hy dit hoor. Kan nie later terugkom en probeer om die situasie te manipuleer net omdat hom nou nie meer pas nie. So die Torah plaas 'n verantwoordelikheid op hom. So die man hierso is nie 'n tiran nie, hy is die ish wat moet bewaak en bewerk. Hy is die water. Ek wil ook net hê jy moet verstaan dat wanneer vader vir die ish in daai posisie plaas, dan is dit sodat daar 'n beskermer in die huis is en nie 'n tiran nie. Ons moet baie duidelik wees. Want hy wat daai verbondsgesag kry uit, is ook aanspreeklik voor Jahwe. Ons moet duidelik wees daaromtrent. So wanneer die Torah praat van die vrou binne hierdie vaderlike of hierdie huweliksgesag, moet ons dit nie verdraai in die een of ander mishandeling of vernedering of absolute beheer nie. Dit gaan nie oor 'n man wat sy ego laat geld nie, of 'n vader wat sy dogtertjie wil klein hou nie. Dit gaan ook nie oor 'n man wat sy vrou wil stil maak net omdat hy in onsekerheid is nie. Dit gaan hier oor verbondsorde. Die vader of die man moet self onder Jahwe staan. En as hy nie aan Jahwe onderworpe is nie, dan het hy 'n gesag wat baie gevaarlik is. 'n Gesag wat nie onder Jahwe is nie, word baie gou iets vleeslik. Die ish van bemiddelbaar 30 is nie 'n ongelowige man wat net sy sin wil kry nie. Hy is veronderstel om 'n godvreesende man te wees, 'n man wat die Torah dra, wat die huis beskerm en nie die huis verwoes nie. So, die man se gesag is nie toestemming om te domineer nie. Dit is 'n roeping om die huis voor Jahwe te bewaak. En die vrou se gelofte word nie behandel as iets waardeloos nie. Dit is so gewigtig, dat as die vader of die man dit hoor, dan moet hy dit daarin dan oorweeg. Hy moet verantwoordelik reageer ten aansien van wat hy gehoor het. Sy stilte beteken iets, sy spraak beteken iets. Sy besluite dra gewig voor Jahwe. Kan jy sien daai 3 goed? Bitter belangrik. En dit is hoekom dit so belangrik is dat mans in hulle plekke is, né?
Heeltemal, maar het jy al agtergekom hoeveel mans maak hulle skuldig daarvan as hulle bly net stil. Hulle neem nie die besluite nie. En Vader hou jou verantwoordelik. As hy 'n man is wat sê dat hy glo dat hy is gered deur die bloed van Yeshua en dis meer, dan het hy homself onder hy verbond geplaas, dan gaan sy stilte die gelofte bevestig. En weet jy wat hy doen? Baie keer nie sy gesin 'n guns deur stil te bly nie. Deurdat hy nie die goed wil vat en oorweeg nie. En ongelukkig is dit die siekte van hierdie tyd. Van hierdie, regtig, ek wil sê, na die Tweede Wêreldoorlog het daai vakuum ontstaan. Die man neem nie sy plek op as die koning, priester en profeet in die huis nie. Hy is apaties. Hy's geestelik apaties. Hy glo lyk vir my dan net maar niks nie. Die vraag is hy onder verbond? So, die stilte kan 'n gelofte bevestig. Daai gesag wat hy het, moet hy baie verantwoordelik hanteer. Hy moet ook op die regte tyd moet hy optree. Ek sê weer, as hy hoor en stil bly, dan staan daar gelofte. As hy dit nietig verklaar, dan is dit nietig. Timing is of the essence hier. Die stilte maak saak. En hierdie is een van die gedeeltes van die Torah wat baie maklik oorgeslaan word. Weens, die vader of die man het nie 'n oneindelose tyd om daai gelofte te beheer nie. Hy moet dit hanteer wanneer hy dit hoor. Dis wanneer hy dit moet doen. Dis 'n leierskapsbeginsel. Right? Dis wat moet gebeur. Passiewe leierskap is steeds leierskap. Dit kan nie ook 'n vernietigende leierskap wees. Hierdie herstelde Ish moet weet wanneer hy praat, of hy moet weet wanneer om te praat, hy moet weet wanneer om te bevestig, hy moet weet wanneer om te beskerm, en hy moet ook weet wanneer om te stop dit wat die huishouding kan skade aandoen. Nou, hoekom het al hierdie geloftes gekom voordat hulle oorlog gaan maak het teen Midian? Baie belangrik, want ek meen, hierso word die hele kamp eintlik voorberei vir hoofstuk 31. So kom ons kyk wat sê hy hierso. Hoekom kom hierdie gedeelte oor die geloftes net voor die oorlog teen Midian? Want dis nie toevallig nie. Midian het Israel nie net militêr aangeval nie, hoor nou mooi. Midian het Israel deur verleiding en afgoderry aangeval. Deur die raad van Bileam het hulle Israel by Baal-peor laat struikel. Met ander woorde, die aanval was nie net teen die liggaam van die volk nie, dit was teen hulle harte, teen hulle begeertes, teen die huisorde, teen die seksuele integriteit, teen die aanbidding van Israel. En dit is hoekom, voordat Israel Midian moet konfronteer, moet hulle net eers hulle eie woorde, hulle eie huise en hulle eie gesag in orde kry. Want 'n Ish wat nie sy mond kan regeer nie, hoe gaan hy die huis regeer? As hy nie die huis kan bewaak nie, hoe gaan hy die kamp bewaak? As die kamp intern ongeorden is, dan hoef Midian nie eintlik vreeslik baie te doen om die oorlog te wen nie. Dit is baie sterk les vir my en vir jou. Baie mense wil geestelike oorlog voer, maar hulle mond is onrein. Hulle wil demone bestraf, maar hulle huis is 'n chaos. Hulle wil oorwinning hê, maar hulle woord is onbetroubaar. So die Torah sê, begin by jou mond, begin by die huis, begin by die orde voor Jahwe. Dit wat jy sê, voor hom. So, wat was Midian se strategie? Die vyand het van binne af aangeval, né? Die eerste keer. So, wie sien ons? Hier in Bemidbar 31 word Israel beveel om 'n oordeel teen Midian te gaan uitvoer. 1000 van elke stam. 12.000 manne in totaal. Hierdie oorlog is 'n baie spesifieke daad van oordeel. Dit is baie spesifiek die opdrag gekry. Hulle moet dit binne die verbondskonteks moet hulle gaan aanval. Maar hier is goed dat jy van moet kennis neem, want dit is nie so net 'n algemene lisensie vir moderne geweld of private wraak nie. Midian was die instrument waardeur Israel in rebellie teen Jahwe ingelei is. So jy gaan sien, wanneer hierdie soldate terugkom, dan is Moshe byvoorbeeld baie kwaad omdat hulle die vrouens gespaar het, wat verantwoordelik was vir daai verleiding by Baal-peor. Né? Wys ons iets wat ons nie graag wil hoor nie. Ons kan nie toelaat dat ons gevoelens bo die wil van Jahwe gestel word nie. Né? So as ek nou byvoorbeeld as 'n jong Israelitiese soldaat
'n Midianitiese vrou sien, ek voel aangetrokke tot haar, ek voel iets. Maar as Jahwe se oordeel oor daai situasie uitgespreek is, dan kan my gevoelens nie die gebod omverwerp nie. Dit is karakter. Karakter beteken nie dat jy nooit nie gevoelens het nie. Dit beteken dat gevoelens is nie jou God nie. Ek voel nou nie, ek voel nie so nie. Jou gevoelens het niks met die ding uit te maak. Met ander woorde, jou gevoelens mag jou nie roer nie, né? Jy moet Mag jou, jou nie beheer. jy moet jou nie onderwerp aan jou eie emosies nie. Dis wat jy nie moet doen nie. Nee? Want die mense word vandag geleer dat liefde beteken jy moet jou gevoel volg. Maar Jou hart volg. Ja. En wat sê die skrif? Jou hart is bedrieglik bo alle dinge. bo alle dinge. Wat leer die Torah ons? Liefde vir Jahwe beteken jy onderwerp jou gevoel aan sy wil. Dis 'n harde woord, maar dis noodsaaklik. Met ander woorde, as hy sê gaan wis daai Midianiete uit en jy bring nie daai vrouens hier in die kamp nie want hulle het alreeds van tevore 'n probleem veroorsaak, dan is dit presies wat jy gaan doen. Ons kan nie dit wil verander nie. Nou hoor ek net eers hierdie skrif en dan gaan ek vir jou 'n bietjie 'n verduideliking hier gee. En Jahwe het met Moshe gepraat en gesê, neem wraak vir die kinders van Israel op die Midianiete. Daarna sal jy by jou volksgenote versamel word. Daarna het Moshe met die volk gepraat en gesê, laat manne uit julle midde hul vir die oorlog wapen, dat hulle teen Midian kan trek om die vergelding van Jahwe aan Midian uit te voer. Goed. Wat het nou hier gebeur? Ons sien hier in hoofstuk 31 waar is die tydsberekening van Moshe se been gaan. Met ander woorde, jy gaan by jou vader versamel word, jy gaan sterf. Dis waaroor dit gaan. So Jahwe gee dan eers vir Moshe opdrag om wraak te neem op die Midianiete terwille van Bnei Israel, die kinders van Israel. Daarna het Jahwe vir Moshe gesê dat hy by hierdie dat hy na sy volk versamel sal word. In ander woorde, hy sal die land van Israel nie binne gaan nie. Mense nou dink, hierdie ou het 'n merkwaardige toewyding aan Jahwe gehad. Maar Moshe probeer nie eers om hierdie aankondiging te betwis nie. Hy gee hulle die opdrag, maak hulle gereed om oorlog te gaan voer teen die Midianiete. Ek dink enige normale mens, as jy so iets hoor, sê probeer om die besluit te ontwyk of om dit uit te stel, maar nie Moshe nie. Hy bevraagteken nie eers die woord van Jahwe nie. Hy haas hom om Jahwe se wil uit te voer. En die vraag ontstaan, waarom het Jahwe vir Moshe beveel om teen Midian te veg net na die bespreking van die wette van die geloftes? En waarom het Moshe vir Israel gesê om wraak vir Jahwe op Midian te neem? Jy sien, daai woord daar's nekom, neem wraak op die Midianiete. Maar waarom het hy dan nie self hierdie geveg gelei nie? Jy sien, hy stuur vir Pinchas, Kohen, jy sal onthou, Pinchas is die een wat die verbond van vrede gekry het, dat hy daai geveg teen die Midianiete gaan doen. En onthou nou net, hy's 'n afstammeling van Moshe se vrou se suster. Kyk, moet nou mooi. So Pinchas het ook Midianitiese bloed in hom, met ander woorde. So Jahwe het vir Moshe gesê dat hy gaan na daai geveg met Midian gaan hy sterf. Nou hoor nou mooi. Moshe kon gedink het dat Jahwe se eed, dat hy nie die land sou binne gaan nie, herroep kan word. Maar Jesus sien hy, en dit wys vir ons, dat Jahwe se woord is onherroeplik. Hy het dit gesê, hy het dit 'n paar keer vir Moshe gesê, hy het nie teen dit gegaan nie. Dis nou genoeg, ek het vir jou gesê, jy gaan die land nie binne gaan nie. Dus, dit staan vas. So, uit al hierdie goed wat ons sien ons dat om teen Israel op te staan, beteken eintlik dat jy gaan teen Jahwe opstaan. Hy is die een wat die wraak gaan uitoefen. Hoekom kon Moshe nie teen die Midianiete veg nie? Want hy het onder hulle gewoon. Hy het hulle gasvryheid geniet. Hy het met 'n Midianitiese vrou getrou, Sifora. En die beginsel is 'n mens gooi die klip in 'n put waar jy self uitgedrink het nie. Maar Pinchas het alreeds begin toe hy vir Cosbi, die Midianitiese prinses, doodgemaak het, het hy alreeds begin. En daarom is dit net gepas dat hy hierdie mitswot gaan uitvoer. Hy is die een wat moet toesien dat Midian uitgewis word en
Vader se gebod rondom dit totaal geheel en al uitgevoer word. Nou, ek wil nie te veel oor hierdie sê nie, maar ek wil vir jou tog sê, die Israelites gevoer hierdie oorlog en dan kom hulle terug. Maar hulle het ook nodig, voor hulle in die kamp inkom, moet hulle eers deur 'n reinigingsproses gaan. Hulle in persoon en dit wat hulle wapens en dit wat hulle as byt gebring het. Verstaan? Dit is hulle het 'n opdrag gekry, hulle moet veg, maar hulle kontak met die dood het hulle verontreinig en daarom moet hulle eers deur die proses van heiligmaking moet hulle gaan. So hulle stom nie net binne in hierdie kamp en as helde nie, hulle moet deur die gebooie gaan, die gebod, dis hoe jy terugkom in die kamp in. En ek dink dis ietsie wat ek en jy ook kan leer. En ek het dit al gesien ook. Weet jy wat, jy moet versigtig wees wat jy in jou huis inbring. Maak seker dis heilig, dis goed gereinig. Maak seker dat jou plek is skoon en veilig. Nee, ek het dit al 'n paar keer in my lewe gedoen, want ek my eiendom het ek skoon gemaak, selfs as ek kampe doen, dan maak ek die eiendom skoon, sodat ons in 'n skoon plek voor jou kan staan. Dis 'n kragtige beginsel. Hou dit wat onrein is buite die kamp. Moet dit nie binne in die kamp inbring nie. En dan het ons gesien, hulle het 'n klomp goud en silwer en dis meer het hulle gekry en hulle die byt het hulle gebring, hulle het dit getel, hulle het dit verdeel, hulle het die gedeelte aan die priester en die leviete gegee, maar die merkwaardige ding is hulle het nie een soldaat daar verloor nie. Maar daai goud is alles na die Mishkan toe gebring en jy kan sien hulle bring hierdie goud en die silwer, hulle bring dit alles na die Mishkan toe as 'n gedenkteken voor Jahwe. So met ander woorde, die byt wat hulle gehad het, dit word ook 'n aanbidding voor Jahwe, wat hulle doen. Baie belangrik. So, wanneer Jahwe ons bewaar, moet dit nooit as net, wel, ons is gelukkig nie. Ons moet eerder in dankbaarheid terugkeer na die heiligdom, na die tempel, na die tabernakel toe. So, kan jy sien hoe belangrik dit is dat ek en jy moet weet, ons is 'n gerestaureerde Ish, ons staan voor Jahwe, daarom moet ons beeld en gelykenis voltooi word voor hom. Met ander woorde, dit wat uit ons uitkom, is Jahwe gefokus, ons staan onder sy leiding. So hierdie parasha's gaan nie net oor die geloftes, oor die oorloë en die reislyste nie, dit gaan oor 'n volk wat herstel is. Adam het geval in sy gehoorsaamheid, hy het geval in sy spraak en in sy verantwoordelikheid. Maar Israel word geroep om as Jahwe se eersgebore seun herstel te word. Die Ish moet maar weer leer om te praat met die heilige mond. Hy moet weer in verbondsorde kom, die kamp moet heilig en rein bly. Die oorwinning moet aan Jahwe toegewy word. Die stamme moet almal saam erf sien ons. En hierdie reis, hierdie 42 stoppe moet in herinnering gebring word. Ons sien dieselfde ding in Yeshua. Nee, hy is die seun wat nie die woord ontheilig het nie. Hy het nie sy roeping verklein nie, hy het nie sy broers gelos nie, hy het volkome getrou aan Jahwe gebly. So mag Jahwe ons help om mense te wees wat herstel is in sy beeld, sy gelykenis en in ons monde. Mag ons huise herstel word, mag ons oorwinnings gereinig wees en mag ons leer uit elke stop, elke stasie van ons reis. En wanneer ons die boek van Bemidbar afsluit, dan sê ons Chazak, Vinish, Chazak. Mag ons daardeur versterk word. So in kort. Weet jou autoriteit. Weet dat jou geloftes kom met 'n prys. Weet dat enigiets wat uit jou mond uitkom, voor Vader staan, so wees versigtig wat jy sê, en wees getrou om dit na te kom. En, ek dink dis nog meer wat ek op hierdie stadium vir jou sal sê uit hierdie gedeelte uit. Dit was my baie belangrik gewees om te sien, dat jy moet toelaat, dat Vader weer die asem van die lewe in jou inblaas, wat jou in staat sal stel
om hierdie geloftes van jou na te kom.